Goeiemôre geliefdes. Hartlik welkom volgende uur in die huis van die Here. Ek is so dankbaar om weer so baie bekende gesigte te sien en dankbaar dat ek weet van niemand wat in 'n ongeluk was of wat iets oorgekom het nie. Ek is baie dankbaar teenoor die Here dat ons volgende weer so mooi kan saam wees. Ek is ook so baie bly ons voorsanggroep is terug. Julle bid vir ons, is vir die woord. Julle weet nie hoe mis ons julle as julle hier is. Dis in my maar bly, gaan dit maar moeilik as julle nie hier is nie, maar ek is baie dankbaar dat julle volgende weer hier is en dat ons saam kan wees. Geliefdes, dis 'n nuwe jaar en vir my begin die jaar eintlik nou eers maar môre, maar van my en Gerda vir die wat ons nog nie gesien het nie, wil ons net sê, ons bid julle toe 'n baie mooi en 'n geseënde jaar. Mag dit met elkeen van julle baie goed gaan. En nou praat ek met die kruiskopper. Ek het vir julle mooi gevra, hou op om siek te wees. Kan julle onthou? En julle luister nie. Julle is erger as my kinders. Ons het op hierdie stadium is ons baie jammer dat ons het tannie Marie Martens, wat in 'n militêre hospitaal lê op hierdie oomblik, met wie dit glad nie goed gaan nie. Sy is kritiek. So ons wil graag ook aan haar dink. Ek het daar ook beloof. Hulle het eers gesê, sy gaan my nie herken nie, en toe ek met haar praat, het haar ook opgegaan, en sy het vir my dadelik herken, en sy was dankbaar dat ek by haar was. So ek wil graag vra dat ons in die week baie na sal dink en dat ons ook vir die Here sal vra om by haar te wees en na familie in hierdie moeilike tye. So luister en volgend asseblief, hou op om siek te wees, asseblief, ons het dit nodig. Hierdie bome wat so opval, dis onnodig. Maar baie dankie. Geliefdes, dankie dat ons weer saam kan wees, dankie dat ons die Here kan dien en prys, en dankie dat ons sy naam kan groot maak. Kom ons word stil voor die almagtige Here. Here, my Here, voor U word ek baie stil. Stil uit diepe dankbaarheid. Dankie dat U my Here is. Dankie dat U na my omsien. En dankie dat daar nie een oomblik is wat U my alleen laat nie. Wees my volgend Here, baie naby, in U naam. Amen. Geliefdes, genade vir U en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam, deur saam te sing lied 308. Dis waarvoor ons na die huis van die Here gekom het, om ons lewens om te gee, lied 308, neem my lewe.
Geliefdes, ons gaan die woord van die Here oopmaak by Matteus 2. Matteus 2 en ons gaan daar lees van vers 1 tot vers 12. Baie bekende gedeelte in die woord van die Here, 'n gedeelte wat baie sterk tot ons spreek, baie ernstige vraag vir ons vra. Matteus 2 van vers 1 tot vers 12. Na ons gebed om die opening van die woord, gaan ons sit en sing oor diepte van die wysheid, na as antwoord op ons gebed. Ons buig die hoofde. Vader, ons Vader, hoe groot en wonderlik is dit om vanoggend weer as een groot familie van U by mekaar te kan wees. Wonderlik om vir U dankie te kan sê vir almal wat vanoggend weer veilig is hier in die huis. Dankie Here, dat U oor elkeen van ons se lewens die wag hou. Dat U met elkeen van ons 'n pad stap en dat U ons styf vashou. Ja Here, ons weet hier is wat siek is. Ons weet hier is hulle wat hartseer is en nog baie hartseer is. Ons weet hier is hulle wat soekend is, baie vrae het. U ken ons, Here. Ons kom na U toe. As ons nie mekaar verstaan nie, weet ons, U ken ons. En ons bely, U alleen sal ons kan help. Daarom is ons hier, Here, om te luister na U woord, om te buig voor die woord en onsself vir U te gee. Daarom vra ons Vader, dat U van bank tot bank sal gaan, dat U elke hart sal aanhoor en elke hart sal aanraak. Ons bid dat U vir ons ontvanklike harte sal gee, dat ons die woord sal hoor, dit sal oordink, en deur die werking van die Heilige Gees ook sal antwoord. Ons vra U, Here, wees nou self hier teenwoordig, soos U beloof in die woord, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek self teenwoordig. In U naam. Amen.
Matteus 2 van vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur die 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gehou totdat dit gaan staan het oor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Tot sover, geliefdes, in die heilige woord van die Here. Geliefdes, ons het dit nou die afgelope tyd ervaar. En dit is dat dit ons gebruik is om van tyd tot tyd vir mekaar geskenke te gee. Dis nie 'n vreemde ervaring nie. Dis eie aan ons. As iemand siek is, of as iemand weggaan, of as iemand vir jou 'n gunsie doen, dan gaan jy maar na die tyd en jy gee ietsie, klein geskenk, om net te sê, dankie. Dis 'n baie mooi gebaar, dis eie aan ons, om van tyd tot tyd vir mekaar ietsie moois oor daardie persoon se pad te bring. En nou lees ons in die gedeelte spesifiek van ook 'n geskenk bring. Maar hierdie geskenk is 'n groot geskenk met 'n groot boodskap. In ons lewenspad in hierdie jaar wat voorlê, dit het al oor party se pad gekom, is daar 2 geleenthede wat uitstaan. Die eerste geleentheid is daar wag, sou die Here se wil wees, weer 'n Kersfees op ons. 'n Kersfees waar ons terugdink, soos wat ons die afgelope tyd gedoen het, aan die geboorte van Jesus. En dat ons by die geboorte van Jesus uit dankbaarheid teenoor hom vir mekaar geskenke gee. Maar dan is daar ook 'n ander geleentheid. En dit is my en jou verjaarsdag.
By jou en my verjaarsdag staan ons stil, en dan ontvang ons ook geskenke van ons geliefdes. Nou is dit interessant, het jy nou ingedink as jy verjaar, en hier kom mense na jou verjaarsdag toe, en hulle gee vir mekaar geskenke, hulle gee nie vir jou geskenke. Jy sal daarom dink, hier's groot fout. Dis my verjaarsdag, hoekom kry ek nie 'n geskenk nie? En nou het ons by Kersfees stilgestaan, by Kersfees verbygegaan, en dan is die vraag, ons nie man, dit was Jesus se geboortedag, dit was sy verjaarsdag, en die vraag is, het ons vir hom 'n geskenk gegee? Dis die groot vraag. In hierdie gedeelte kom die Here deur sy woord om vir jou en my te vra. Het jy al Jesus ontmoet? Het jy al Jesus ontmoet? Nou sal ons sê, dis 'n eenvoudige vraag, ontydig. Die vraag is, hierdie Kersfees, het jy vir Jesus 'n geskenk gegee? Vir almal rondom hom, maar vir hom? Dan kom die Here en hy praat met ons in hierdie mooi gedeelte. Hy sê vir ons, in die eerste plek, maak jou oop vir die Here. Maak jou oop vir die Here. Die Here wil jou en my help om vanoggend net 'n bietjie anders te dink, anders te kyk in ons geloofslewe. Onsself af te vra, waar staan ons? Hy kom in die eerste plek en hy vra vir jou, maak jou oop vir die Here. Waarom? So lees van die sterrekykers uit die ooste. Die ooste was die bakermat van wysheid. Die sterrekykers was hulle wat die sterre bestudeer het. Dit was slim mense, wetenskaplikes. En deur die natuur het die Here, die Almagtige, 'n ster laat opkom. En toe die sterrekykers die ster sien opkom, het die Here daardeur hulle aangeraak. Hulle diep aangeraak. Hulle het 'n verband gelê tussen 'n ster en gebeurtenisse. En hulle het die ster gesien, die groot ster, en die Here het hulle in hulle harte aangeraak. Het hulle nie kom stil sit nie. Hulle het opgestaan. Hulle het opgestaan. Hulle het nie gevra, maar wat gebeur nou, dat ons eers kyk en dink nie. Hulle het opgestaan en hulle het hierdie ster nagevolg. Want aan hulle is openbaar, die koning van Israel is gebore. Here het hierdie ster gebruik om met die sterrekykers wat geglo het in God, maar sy kennis baie beperk was, het die Here gebruik hierdie ster om hulle in die harte aan te raak. Hy het gehoor van hierdie koning. Hy het gehoor van hierdie koning. En hy het hulle oopgemaak om hierdie koning te kan ontmoet. Broer en suster, is ek nie oop om die koning te ontmoet? Is ek nie oop
oop om raak te sien, daar is 'n God. Hulle het gesien daar is 'n God, maar hulle kennis was baie beperk. Maar hulle het hom gaan soek. Het in die week, wanneer was dit? Donderdag, Vrydag, toe die weer so swaar was. Ek weet nie of julle dit ook ervaar nie. Dit was verskriklik, die elektrisiteit in die lug, die weerligstrale. Terwyl ek so gesit het, dit beleef het ek net diep bewus geword van God se grootheid, God se almag. In een oomblik bring hy alles tot stand, tot stilstand, wanneer die krag afgaan, deur die kragtigheid van 'n weerligstraal. En raak jy nie bewus, en is jy bewus van die almag van God, en verstaan jy iets wat die sterrekykers beleef het, hulle het die almag gesien, en hulle het hulle oopgemaak. Ons beleef dit nou met sekere dele in ons land, waar het verskriklik droog is, en jy hoor die oproep, kom ons kom tot die Here, kom ons bid tot die Here, kom ons vra vir die Here. Ons het nie meer vir baie dae water nie. Deur die natuur kom die Here om jou en my bewus te maak dat daar is 'n God, daar is 'n grootheid. Dis wat die sterrekykers beleef het. Hulle het die ster gesien, het gehoor van 'n koning, en al ken hulle nie daai koning nie, het iets hulle laat opstaan om na die koning toe te beweeg. En dan, in die tweede plek, luister hulle na sy woord. Die sterrekykers het beperkte kennis. Hulle hoor van die koning van die Jode, en waarna toe gaan hulle? Hulle gaan na Jerusalem toe, die hoofstad van die Jode. Sekerlik sal die koning in die hoofstad van die Jode wees. En as hulle daar in Jerusalem kom, dan is hulle stom geslaan. Waar is die koning? Ons het die ster gesien. Dit het ons geroep, dit het ons gedring om te beweeg. Maar nou is ons hier in Jerusalem, en ons sien nie die koning nie. Ons hoor nie van die koning nie. Ek dink, hulle moes baie teleurgesteld gewees het. Hulle was opgewonde gewees om te kom, om hom te sien, en nou is hy hier, en hy is nie hier nie. Maar die hartseer is, dat God se volk nie eens weet nie, dat God se volk die ster sien, maar nie eers vra nie. Hulle is soort van onaangeraak deur hierdie groot gebeurtenis. En dit skok jou, en dat jy die vraag vra. Want hoeveel van ons sien die ster raak? Hoeveel van ons word stil voor hierdie ster? En die hartseer is God se volk. Dis God se volk wat die woord het, wat die woord ken, die owerpriester, die skrifgeleerdes. Hulle sien, maar dit raak nie hulle aan nie. Hulle lees, maar hulle dink nie.
die hartseer. 'n ongelowige Herodes kom na vore. 'n ongelowige begin hom vrae afvra. Maar van watter koning praat julle? Watter koning is julle nou op soek? Want ek is die koning, ek is die magtige. En as daar iemand sou opkom om my te opponeer, dan sal ek stappe wil neem. Ek sal wil optree. En die volk, hulle wil nie na vore kom om te sê, ja, ons weet, Micha het dit voorspel. Ons weet, Micha het vir ons gesê, daar kom 'n koning. Maar ons is tevrede. Ons wil nie vir Herodes kwaad maak nie. Ons wil nie swaar kry onder Herodes nie. Suster, soos ook in ons tyd, is daar baie oorpriesters en skrifgeleerdes wat maar tevrede is. Dit gaan soos dit gaan. Dit gaan soos dit gaan. Maar wat nie bereid is om dieper te gaan en te gaan vra, maar wie is hierdie Here? Wie is hierdie God? Ons lees die woord elke dag. Ons lees van wonderwerke. Ons lees van profeseë. Ons lees dit, maar ons glo nie in ons hart dat dit waarheid is, dat dit werklik kan gebeur nie. Kom die Here weer. Ja, die Here kom weer. So what? So what? Hierdie sterrekijkers het gekom omdat hulle sterk gesien het. En nou, as hulle die woord lees en die woord aan hulle uitgelê word deur die oorpriesters en skrifgeleerdes, dan kan hulle nie koud stil staan nie. Hulle antwoord. En hulle beweeg na Bethlehem toe. En daar in Bethlehem gaan hulle vir Jesus ontmoet. En nou, dit moes baie hartseer gewees het. As hulle almal saam is, en die skrifgeleerdes openbaar die woord en sê, ja, Micha sê, hy gaan gebore word. Micha sê, dit gaan in Bethlehem gebeur. Kom ons gaan op na Bethlehem toe. Kom ons gaan eer die koning wat ons verwag. En wie trek Bethlehem toe? En die sterrekijkers. Nie die ander volksgenote nie. Nie Herodes nie. Hy het net die gesprek gelei. Hy het net almal by mekaar gebring uit nuuskierigheid. Is dit miskien waar of nie waar nie? Gaan hoor maar. En wat gebeur? As jy die sterrekijkers uittrek na Bethlehem toe, met hulle hart wat 'n behoefte het om die God waarvan hulle gehoor het, die God wat hulle laat opstaan het, die God wat hulle laat beweeg het, as hulle uitbeweeg, is hulle nog onseker. Maar God wat raak sien, dat daar in die hart regtige behoefte is om met hom kontak te maak, om met hom een te wees, word hierdie ster verhelder. Hierdie ster verhelder, en hulle volg hierdie ster tot by die huis waar Maria
is. Is dit nie wonderlik nie, my broer en suster? Hoe die Here jou optel, hoe die Here sy skrif van jou openbaar, en hoe die Here jou lei, om met die een, die koning van alle konings, in ware ontmoeting te gaan. Daarom die vraag, het jy al Jesus ontmoet? Deur sy openbaring, deur sy grootheid. En as die sterkykers daar in die huis kom, Josef is nie daar nie, ons weet nie waar hy was nie. Dan kom hulle in die huis, en die grootheid van hom, oorweldig hulle. Oorweldig hulle. Hierdie mense met beperkte godskennis, wanneer hulle Jesus ontmoet, oorweldig sy grootheid, sy liefde, sy almag, hulle in totaliteit. En dan val hulle voor hom neer, en hulle aanbid hom. Dit moes 'n groot wonder gewees het. Vir slim mense, geleerde mense, met beperkte kennis, om deur die grootheid van Jesus oorweldig te word. Dit is die wonderlike van die gedeelte. Daardie oomblik wanneer hulle oorweldig word, broer en suster, maak hulle die reissak oop. En wat haal hulle in die reissak uit? Hulle haal daaruit goud, wierook en mirre. Hulle bring vir hom 'n geskenk. Hulle gee nie vir mekaar geskenke nie. Hulle bring vir Jesus 'n geskenk. Goud, wierook en mirre. En dan, wat gaan Jesus met goud maak? Wat gaan Jesus met wierook maak? Wat gaan Jesus met mirre maak? Hy is klein. Maar daardeur kom die Here om 'n groot en belangrike boodskap oor te dra. Die sterkykers sê met hierdie geskenke dat hulle weet wie hierdie Jesus is. Hierdie Heilige Gees breek die Here in hulle harte deur, want met die goud herken hulle dat hy koning is. Die wierook herken hulle dat hy aanbid moet word. En die mirre herken hulle dat hy vir hulle sondes gaan sterwe. Goud roep op dat ek en jy hom erken as ons koning. Wierook roep ons op om hom te aanbid. En mirre roep ons op dat ons ou lewe sal aflê, sal afsterwe, en dat ons in hom, in ons nuwe lewe sal opstaan. As hulle hierdie geskenk aan hom gee, dan gee hulle lewe vir hom. En wat gebeur? Die Here openbaar dadelik aan hulle. Hulle geskenk word aanvaar. Nou, gaan terug. Nie op dieselfde pad nie. Loop 'n ander pad. Wanneer ek Jesus ontmoet het, wanneer ek waarlik my hart vir Jesus gegee het, kan ek nie op dieselfde pad meer loop nie. Ek draai om en ek loop 'n ander pad. 'n ander pad.
my 'n totaal nuwe mens. Wanneer ek hom werklik ontmoet het. Broer en suster, wat is jou geskenk aan Jesus met die herdenking van sy geboortedag? Was dit goud? Was dit wierook? Was dit mirre? Of het jy net vir mekaar, of het jy net vir mekaar gegee? Jesus roep ons op. Jesus roep ons op. Ek wil niks meer hê nie. Ek wil niks meer hê nie. Al wat ek vra, is jou lewe. Al wat ek vra, is luister as ek met jou praat. Luister as ek myself in jou openbaar. Kom na my toe. Met jou alles. Ek ken jou. Ek het juis vir jou gekom. Met jou siekte, met jou hartseer, met jou swaarte. Ek het gekom vir jou. En al wat ek vra, gee jouself as offer vir my. En ek sal jou beskerm, jou behoed en jou bewaar. Die sterrekijkers sy lewe was in gevaar. Hulle moes teruggaan, hulle moes acteer. Maar die oomblik toe die Here hulle aangeraak het, hulle geskenk aanvaar het hulle vernuwe en nuwe mense. Geliefdes, kom stap 2026 in as nuwe mense. Nuwe mense. Kom ons gee saam met die sterrekijkers aan die Here goud, wierook en mirre. En God kom en verseker ons, ek sal daar wees vir jou, my kind. Moet oor niks besorg wees nie. Ek is jou Vader. Amen. Ons hemelse Vader, hy dankie vir die heilige woord. En dankie dat die volgende kom en my diep aanraak. Die vraag vir my, wat is jou geskenk vir my seun? Here, vanoggend omgee ek myself opnuut vir U. Ek self het nie antwoorde nie. Ek self bly soekend. Ek vra vir U, kom help vir my, soos U die sterrekijkers gehelp het. Daarom bid ek toe, Here, ons as gemeente, vir elke gemeentelid, dat U ons geskenk van ons lewens aan U en liefde sal aanvaar. Dat U ons van ons sondes sal vergewe en dat U ons hand sal neem en sal lei op 'n nuwe weg. 'n weg van vrede. 'n weg van vergifnis. 'n weg waar die ster voor ons opstaan
wees my asseblief genade gee, ook in die nuwe jaar. Mag ek nooit vergeet nie, om ook U te herken, in my stukkie goud, my stukkie wierook, my stukkie mirre, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan die Here vereer met ons dankoffer. Ons gaan kyk na die afkondigings en ons gaan ook kyk na die verjaarsdag. Ons kyk na die verjaarsdag. As daar wat vandag hier is teenwoordig, is in naam verskyn wat verjaar. Vandag en in die week, so graag vir hulle 'n sjokoladetjie gee. Daar agter is sê aan hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. En dan kyk ons na die afkondigings. Ons het nou, as dit reg is, die registrasie, né? Kan jy net vir ons ekskuus, kyk na daai ding. Kyk, ons sê mooi die ouers uit asseblief nou na die erediens om te kom registreer die kinders, moet ook op die kategese vir die nuwe jaar, asseblief as ons net dit sal respekteer, ons wil ons kategese van die begraf mooi te hanteer en mooi te bestuur. En dan van my kant af vra ek net, soos reeds al aan die bekend gemaak, die voorbereiding asseblief vir Tannie Marie Martens. Tannie is 86 jaar oud en dit gaan glad nie goed met haar nie. Dat ons net in ons voorbereiding asseblief van haar en die familie sal dink. Goed. Geliefdes, ons slotlied. Ek is bly, ek ken vir Jesus en na die seënuitspraak is ons uitstaplied, ons koning kom. Amen.
liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en wees en staan ons elkeen by.